dieper in die volheid van die krag. My lewe sal getuig van die getrouheid, en as die wêreld my sien, sal dit die wees wat hulle sien. Amen. Ek weet nie regtig wat om te sê nie. Was asof daar 'n ander salwing op die lied was. Baie dankie julle musiekspan. Julle is regtig vir ons 'n groot voorreg en ek kan dit nou met trots sê. Ek sien uit na die liggiefees. So ek hoop julle is ook opgewonde oor daardie aand en dit is nou iets wat vir my opgewonde maak en ek kan nie meer wag vir dit nie. Sondagskool, julle kan gou uitbeweeg. En dan kan ek nie glo ons het dit nie gedoen toe ons begin het nie. Wil jy nie iemand gou groet nie en terwyl die sondagskool uitbeweeg en sê welkom, is jy nog wakker, is jy nog heel? Vir ons kykers wat ingeskakel is, kan jy hoor hier is mense in die gemeente. So ek preek nie vir leë banke nie, maar welkom ook saam met ons. Ek hoop julle is ook tuis en veilig. Nou ek gaan vanoggend weer 'n bietjie iets vreemds doen en die sin. Ek dink die boodskap het 'n impak op die nagmaaltafel en daarom gaan ek eindig met die nagmaaltafel en nie met dit begin nie, veral omdat ons so 'n lekker onderwerp hanteer en dit is eintlik die kern van die nagmaaltafel. Maar voordat ek gou daarmee met julle gaan praat, wil ek net gou vir julle iets noems. En ek weet nie vir julle nie of julle dit ook so ervaar nie, maar die dae is vreemd. Vreemde dinge gebeur met vreemde mense. En vreemde dinge gebeur met goeie mense. En vreemde dinge gebeur met slegte mense. En as asof jy nie meer half kan pinpoint wat die moeilikheid is nie. Wat die probleem is nie. As asof jy nie meer die wortel kan kry nie. Ek weet nie of julle dit ook so ervaar nie. Jy weet nie daar's fout, maar jy weet nie waar's die fout nie. En ek dink dit is maar die deel van die dae wat ons in lewe, van die vyand wat ons wil besig hou met klomp dinge. En hy wil dit meer ingewikkeld maak as wat dit is. En vanoggend wil ek met julle praat eintlik net so bietjie uit die hart uit. Ek wil amper sê back to basics, maar die woord van die Here is nie ingewikkeld nie. God is nie ingewikkeld nie. Sy hart is vir sy mense. Sy hart is vir jou. So, dit moes ek hierdie week vir myself weer gesê het en mee gepraat het. Nou vanoggend wil ek bietjie met julle gesels oor die bloed wat lewe, en die bloed van Jesus. Weer bietjie die kenmerke van Jesus se bloed te ondersoek en kyk wat se waarde hou dit vir my in en wat sê die Bybel oor hierdie saak. Nou die vorige moderator het dit vir my mooi geleer. Hy sê maak nie saak wie jy is nie of wat se posisie jy het nie, die woord het die laaste sê. En wat so vir my mooi is oor die bloed van Jesus, is dat hierdie bloed het vir my 'n nuwe betekenis gegee, 'n nuwe bedeling gegee, en dit het ook vir my 'n nuwe lewe gegee. En dit is wat so interessant is oor dit. Dit sal nooit verander nie. Jesus se bloed is nog steeds aktief, Jesus se bloed is tydloos en Jesus se bloed sal altyd en vir ewig vir ons tot voordeel wees. Miskien gaan ek jou 'n bietjie toets op jou teologie vanoggend, maar wat vir my so mooi is oor hierdie tafel en oor hierdie gesprek is dat die lewende wesens, die engele, verstaan nie hierdie onderwerp nie. Hulle verstaan nie dat hulle hierdie godheid wat hulle ervaar en sien, dat hy sy lewe vir 'n sondaar gegee het nie, vir my gegee het nie. En daarom het hierdie tafel, hierdie bloed vir my baie betekenis. En ek wil hê julle moet saam met my oopmaak by Eksodus. En ons gaan net so 'n paar verse lees, Eksodus 12, en ek wil net gou vir julle iets uitlig en vir julle iets wys. En toe ek dit lees en dit besef, toe maak daar klomp dinge vir my weer sin en klomp dinge gaan vir my weer oop oor die woord van die Here. Hierdie gedeelte gaan oor die Paasfees wat God ingestel het. Hoor nou mooi,
Die Here het dit in sy raadsplan bewerk en vir Israel gesê, luister, ek gaan vir julle iets nuuts wys, ek gaan vir julle iets nuuts gee, want hierdie is eintlik maar half 'n spieelbeeld wat gaan kom. Want Eksodus se hele boek, as jy deur dit gaan, is die hoofdoel daaroor om te wys dat Israel, God se oogappel, onder 'n vyand se hand is. Dit is reg deur die woord sien ons, dat die vyand sy kloue in het vir Israel. Laat hulle onderdruk is, laat hulle eintlik verwerp is en eintlik verstoot word. En hier kom God en hy wys 'n ander karakter van homself. En hy sê, my hand is nie so onderdruk op julle nie, my hand is eintlik ondersteuning, oplig, te herstel, om jou te lei en vir jou iets nuuts te gee. My hand is oop vir jou. Daarom het Jesus met oop arms gesterf, want hy sê, wanneer jy met my te doen, kry jy die volle oop hand van my. My gesindheid is goed teenoor jou, my genade is groot oor jou, my liefde is groot oor jou. Ag, kom aan mense, halleluja. Maar Jesus, sy hand is oop teenoor my, want hy kan sê vir my, kind, enige tyd wanneer jy my nodig het, enige tyd wat jy iets vra, het ek 'n oop hand vir jou. Vat hom, ek wil jou lei. Halleluja. Dis waaroor Eksodus gaan. Hy sê, my hand is oop. Toe Jesus by die tafel gesit het, die brood gebreek het, my hand is oop. Toe ek die beker gegee het vir jou, my hand is oop. Israel ervaar iets fisies en geestelik. Vers 7 is net gou vir jou Mala. Gaan oor die offer. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bo-drempel, aan die huis waarin hulle eet. Laat ek net gou my asem terugkry. Waarin hulle eet. Ek gaan met julle praat hier oor volgende Sondag en die Sondag daarop, wanneer ons praat oor die eindtyd. Hierdie bloed was in 'n huis waarin hulle saamgekom het, gewoon het, waar jy jouself is, waar jy mense wakker snork, dis waar die bloed inkom. Vers 11. Hoor nou, dit is die Here, wat met Israel wat in gevangenis sit, praat. En so moet julle dit eet. Wat eet? 'n jong lam, wat voorberei is, wat nie onder 'n las was nie, wat nie gebrek gehad het nie, wat nooit in sy lewe 'n been gebreek het nie, en mag nie 1 jaar oud wees nie, moet jy gaan slag. Dit moet die beste van jou beste wees, en hierdie bloed kom smeer. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en die staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Nou kom ons lees nou mooi. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref. Wie oefen die wraak uit? Is nie die duiwel nie. Ek wil hê julle moet dit verstaan. Nou hier kom daar baie keer konflik onder gelowiges, wat sê God is nie daar om te straf. God se hand is nie daar om te klap. Ons moet verstaan in die karakter wie God is hy 'n regverdige God. En hy kan nie 'n blindeling se oog gee op die ongeregtigheid nie. Hy kan nie 'n blind oog gee vir sonde nie. Hy moet die geregtigheid uitoefen. Die wraak moet hy uitoefen. Ek hoop julle verstaan dit. Maar daarom het God alles in sy vermoë gedoen en gesê, ek stuur my seun in wie ek welbehae het, wat alles volmaak is, wat onder die vereistes is, wat ek voorgegee het en voorgestel het, om vir julle te sterf, sodat julle kan ontvang.
So laat hierdie wraak nie op jou kom nie. Dit is wat ons nou gaan lees. Van die mense, sowel as die diere. Laat dit gou intref. En ek sal die strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees, vers 13. En die bloed sal vir julle 'n teken wees. Hierdie bloed sal tot in ewigheid, is tydloos, al is ons miljoene, duisende jare in die hemel, sal die bloed nog steeds vir ons 'n teken wees. Aan die huise waarin julle is, as ek die bloed sien, of jy nou 'n Egiptenaar is, of 'n Jood, as jy gehoorsaam is aan God se beloftes, aan sy woord, sal jy gespaar word teen die wraak van God. Dis wat hy sê. As ek die bloed sien, hoor nou mooi, ek het geen reg om te sê die bloed mag hier gaan en die bloed mag nie hier gaan nie. Ek dink ons is baie keer in 'n gevaarlike posisie as ons dink God gee net om oor die gelowiges. Nee. God glo of gee om oor die heelal, die mensdom, die wat verlore gaan, want sy hand is daar om te red, te gryp. Soos jou kind wat verdrink, soos jy hande insteek om op te trek, so is God se aksie teenoor dit. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Die mense in jou huis is veilig, en jou veld is veilig. Kan ek nou, voor ek nou dieper gaan in hierdie gedeelte, kan ek gou bietjie skinder. Ek sien van Sail is nie, so ek kan nou lekker skinder. Net oor iets 'n misverstand wat in die Pinksterkerk ingekom het, eintlik die charismatiese kerk, wat ek net gou wil aanspreek, maar ek moet julle nou gou 'n storie vertel. Gun my nou dit, ek vertel nie baie stories nie, maar wat met julle musiekleier gebeur het in Checkers. Goeie dade, in sy geval word dadelik gestraf. Hy gaan nooit weer iemand help nie, in Checkers nie, my persoonlike opinie. Hy help 'n mooie tannie, om water in haar trolley in te sit, en sy sê, Boeta, voor jy gaan, ken jy Jesus? Maar sy gooi vir hom met die evangelie. Toe ek nader kom om te kyk, waar is my musiekleier? Toe sien ek, sy sê vir hom, wat die woord sê. Toe sê ek nie, ek gaan maar in die kar wag, net nou gryp sy my. En sy gaan te kere, maar mooi goed, en sy haal iets aan, wat ek dink is soms moeilik om te hanteer, veral onder gelowiges, veral as iemand iets praat, wat nie altyd woordkorrek is nie. Dis 'n mooi term, is 'n mooi sê ding, maar hoe benader ons dit? Ek weet nie hoe om dit altyd te doen nie, want dit is maklik om te sê, jy's net verkeerd. Nee, ons moet eintlik bietjie om die woord sit, laat die woord jou oortuig, wat die waarheid is. En dit is die bloedpleit. Want sy het hom ook gepraat en gesê, jy moet die bloed pleit, links en regs en al daai dinge. En ek wil gou net met julle hieroor praat, waar kom die bloedpleit vandaan? Nêrens in die Bybel sê die Bybel jy moet die bloed pleit nie. Nêrens in die Bybel regverdig die bloedpleit dit nie. Die naaste waar hulle dit kom, eintlik een van die hooftekste, is hierdie gedeelte wat hulle sê, vat die bloed en sit dit aan die deur, sodat die bloed jou kan beskerm. Maar ek dink hulle verstaan die beskerming verkeerd. Die bloed is daar om my nie te beskerm teen die vyand regtig, in die sin wat my aanval nie, is om my te beskerm teen die wraak van God. Ek hoop dit maak vir julle sin. Jy kan die bloed pleit soos jy wil, gaan nie werk nie. Want jy gebruik die term en die kenmerk op die verkeerde plek. As jy nou vir 'n boer sê,
OK, ek wil gaan ploeg, maar ek het net 'n bakkie. Gaan hulle vir jou sê, dit gaan nie werk nie. Ek hoop julle verstaan dit. OK, kan ons afbeweeg, kan ons weggaan. Hoekom het die wraak van God in hierdie gedeelte gekom? Lorisa, help my gou uit met Romeine en Jakobus. Is as gevolg van sonde. Ek gaan nou nie baie hamer op sonde nie, julle ken dit, julle weet van dit. Dit is wat die woord sê oor sonde. Romeine 3 vers 23, want ons almal het gesondig en dit het in ons ontbreek van die heerlikheid van God. Sonde bring die dood na vore. Sonde se vrug is die dood. Maar wanneer God intree, is om te herskep, is om te herstel, is om te genees. En daarom kan ons in Romeine 6 sien, vers 23, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. In sy bloed is ek veilig, in sy bloed is ek dan bewaar teen die wraak van God. Want wanneer ek gesondig het, soos wat Jakobus sê, God is nie die een wat ons laat sondig nie. Is my eie begeerlikhede wat oorgaan en dat baar dan sonde, en as dit sonde dan baar, kom die dood na vore. Ek hoop julle is nog met my. En dan kom die bloed van Jesus, wanneer ek verkeerd gedoen het, en ek vra Here vergewe my, word hierdie wraak verbygegaan. Kom ek sê net gou nou een ding, vers 7 weer van hierdie gedeelte. Praat hy baie keer, as jy die eerste gedeelte van Eksodus 12 lees van vers 1 tot 7, dan kom jy agter, hy's baie streng op die offer wat jy moet bring. Hy's baie streng oor hierdie lam se bloed wat hier moet gaan. Want hierdie offer is 'n volmaakte offer, wat verwys na Jesus. Dit is vir my die mooi van dit. Dit is wat vir my sekerheid gee, dit is wat die fondasie is van my geloof, en dit is wat ook vir my hoop bring vir my toekoms, dat Jesus is die volmaakte offer. Toe hy uitgeroep het in Johannes wat sê, dit is volbring, is God se stempel daarop gesit en te sê, hierdie offer wat jy voorgehou is, sal my wraak weggevat, of sal my wraak kom wegvat, en jy sal vrede met my hê, omdat ek behaag het in hierdie offer. So ek wil vir jou sê, kind van God, dat daar niks fout is met jou offer nie. En vir ewigheid sal daar niks fout wees nie. Omdat Jesus is die perfekte, volmaakte, aanhoudende offer. Kan ons nou gou so 'n bietjie verder gaan. Ek wil net gou vir julle so 'n paar kenmerke uitlig oor die bloed, voor ek dit nou weer teruggaan na die gedeelte toe. Nou daar's baie kenmerke wat ek gaan uitlig. Ek sê nie dit is die belangrikste kenmerke nie. Ek sê ook nie dit is die top kenmerke nie. Maar Jesus sê ook in sy woord, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar deur die bloed, en dit is 'n kenmerk van Jesus se bloed. Nommer 1. Daar's 'n nuwe verbond. Daar's klomp skrifte wat ek kan aanhaal. Daar's klomp goed wat ek vir julle sê en kan aanhaal. Maar wat net vir my mooi is, ek wil net gou dit lees, in die sin van, wat ek daarmee bedoel is, God is die een wat die kontrak opgestel het. Hy het die voorwaardes gegee, hy is die een wat die grense gestel het van hierdie verbond. Nie ek nie. Maar hierdie verbond is alles teen voordeel van jou. En daarom kan ek in die heiligdom ingaan. Ek dink ons soms vergeet, ek praat nou vir myself, oor hoe heilig God se dinge is. As jy net kan dink in die Ou Testament na die ark van God, het God gesê, jy kan nie met jou hande, jou leë hande, so aan die ark raak nie. Dan sal jy mors dood val. Die priester moes een keer in die jaar in die allerheiligste inbeweeg in die tabernakel, en hulle het klokkies aan sy rok gesit of sy kleerstuk gesit en 'n tou aan sy been, want as hy nie reg was om die ordes te volg wat daar gestel is, wat God opgestel het nie, het hy dood neergeval. Ons sonde het gekeer dat ons by God kan uitkom. En met hierdie verbond, soos wat Hebreërs sê, Hebreërs 10 vers 19, kan ek met vrymoedigheid inbeweeg in die allerheiligste in, en ek kan my hart oopmaak teenoor God.
Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Mag God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus, deur die bloed van die ewige testament, hoor, ewige testament, uit die dode teruggebring het. Kan ek gou vinnig deurgaan nog? Deur sy bloed het ek nou vrede by God, dis die volgende een. Engels sê reconcile, Kolossense, en deur hom, alles met homself versoen, nadat hy vrede gemaak het. Ek het vrede by God, ek hoef nie met God, by God 'n skaam gesig te staan nie. Weet julle hoe beteken dit en hoe wonderlik is dit? Al het ek my foute, al jaag ek aan, as ek regtig op my knieë val en ek het berou en ek sê, Here, vergewe my, dan kan ek met vrede voor God staan. Efesiërs sê dit. Volgende een, sy bloed regverdig my. Ek het nou 'n vraag. Dink julle dat die bloed van Jesus nog waarde sal hê in die hemel? Maak dit so vinnig vir jouself, ja, nee. Sy bloed gaan nog steeds waarde hê in die hemel. Want dit is sy bloed wat my skoon was, is sy bloed wat my regverdig, sy bloed wat my geregtigheid gee. Dit is die kenmerke van die bloed. Jy sal nooit hoor, regtig wanneer jy ondersoek doen, dat die bloed jou beskerm nie. Kan ons nog 'n laaste kenmerk wat ek net wil uithaal. Hier is die mooi een. Hey. Sy bloed alleen vernietig al my sondes. As jy vasgevang is in pornografie, as jy verslaaf is aan dit, hy vernietig alle sondes. Hy sê wat interessant is, in die Ou Testament het hy gekom om diere te vat en 'n offer te bring en dan word jou sondes net bedek. Maar Jesus is die enigste een wat hier die sondes van jou kan vat en dit vernietig. God sê ek skei die sondes soos die ooste van die weste is, ver van jou af en ek dink nooit weer daaraan nie. Ek was jou skoner as die sneeu. My sondes word vernietig. En daarom kan ek voor God staan sonder 'n rooi gesig. Jo. Dankie Here. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig omdat ons 'n volmaakte offer ontvang het om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Levitikus 17 vers 11. Ek wil net gou met julle hierdie deel en dan gaan ek afsluit. Want die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen. Hoor wat sê die Here? Ek gee. Hoor sy hand, hoor sy hart. Want die bloed bewerk versoening vir die siel. Hier kom Petrus, 1 Petrus 1 vers 18. Ekskuus, ek gooi julle nou met klomp skrifte, maar laat die Bybel praat en nie ek nie. Hoe meer skrif ek het, hoe beter, want ons het minder Steven wat praat in die Bybel. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit die ydelle lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie. Wat hy eintlik hier kort sê, hierdie versoening wat ons gekry het, kan nie sy waarde verloor nie. Is nie deur 'n mens ingestel nie, hierdie is deur die Here. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Hebreërs 10 vers 4. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Romeine. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God
En hulle word deur sy genade sonder verdienste regverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Handelinge 20 en hier sluit ek regtig af. Ons as pastore mag 3 keer afsluit. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg. Deur die verbond, deur die bloed, en as 'n resultaat van die bloed, het ons die Heilige Gees ontvang. Die wet kon nie vir jou die Heilige Gees gee nie. Die Ou Testament was baie meer fisies, want God het fisiese dinge gebruik, want hulle kon nie dit geestelik insien nie. Omdat hulle nie wedergebore is nie, omdat die Gees nie in hulle woon nie, moes God met hulle fisies dit hanteer, sodat hulle hierdie geestelike waarhede insien, omdat God Gees is. Nou, wanneer ons as gelowiges die woord volg en Jesus aanneem, kan ons die geestelike dinge insien en verstaan en uitleef. Nog met my. Dis ek van my storie af. Opsiener aangestel het as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie, luister jy pastoor Steven, wees versigtig met wie jy werk, want dis Jesus se mense. Of verstaan ek hierdie vers verkeerd? Toe ek hierdie vers lees, toe raak ek skuldig. Hoekom? Want ek op straat sê altyd vriendelik met almal nie. As hy oor die stopstraat gaan, sê ek altyd vriendelik met almal nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek praat van myself. Wees versigtig, want Jesus se bloed maak hulle kosbaar. As ek hierdie Handelinge 20 reg verstaan, het ek deur sy bediening gekry. 1 Korintiërs 11, want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem, dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En so ook die beker, wat die Nuwe Testament is. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit tot my gedagtenis. En ons sal aanhou hierdie boodskap verkondig, totdat hy kom. Sy bloed het vir my 'n werk gegee. Daar waar jy sit, sê dit in jou gedagtes, sy bloed het vir my 'n werk gegee. Kom ons sluit die oë. Terwyl julle so luister en by julle eie gedagtes is, wil ek net vir julle Hebreërs 9 lees, vers 13 en 14. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat vir onreinigings besprinkel, heilig maak tot redding van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien. Baie keer sit ons met skuldgedagtes. En die Here sê self het my bloed dit kom gereinig. Halleluja. Here, ek hoef nie met skuldgevoelens aan u tafel vanoggend te sit nie. Want u het self, u bloed het self vir dit gevloei. En nou sê u vir my dat ek met die lewende God dien. Dien van wat? Van hierdie tafel. En byna alles word met die bloed gereinig volgens die wet.
En sonder die bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. En vanoggend kan ons aan hierdie tafel sit en sê, ek hoef nie bloed te stort, of diere te vat om bloed te stort, sodat ek in die regte verhouding met Jesus kan kom nie. Ek is al klaar daardeur Jesus. En mag jy vanoggend nuwe waarde vind aan hierdie tafel. Mag jy hierdie kenmerke uitleef. Daar is so baie kenmerke, ek kan julle nog lank besig hou. Maar ek wil dit net weer onder julle aandag bring. En vanoggend wil ek vra, dat ons die nagmaal bietjie op 'n ander manier sal gebruik. Soos wat Hebreërs 9 sê, soos wat 1 Korintiërs 11 sê. Kom ons wees dienaars van die tafel. Wil jy nie vanoggend na iemand toe stap en sê, ek wil jou vanoggend met die nagmaaltafel bedien nie.